4 Mei 1988. Met eerste lig beweeg die eerste krygsros oor die Mapupa-brug. Die Suid-Afrikaanse Eystervuis is nog so wat 50 kilometer binne Angola, doch doelgerig op pad suidwaarts. Die beweging geskied vlot en onder goeie beheer. Brandstofaanvulling, herwinning van die enkele voertuie wat ontklaar raak en rekenskap van elke voertuig in die konvooi getuig van goeie beplanning en duidelike opdraggewing waar die beweging vooraf gegaan het. Spoedig strek die konvooi oor 'n afstand van bykans 40 kilometer. Uit die vrolike gewuif, toeterige geskal en reënboog van gekleurde rookgranate wat die suidwaarts bewegende mag vergesel, is dit duidelik dat daar trots en vreugde in die terugkerende soldate se harte is. Tereg kan 8-2 brigade trots wees op dit wat die mag die afgelope aantal maande in Angola vermag het. Elke soldaat kan verheug wees oor die feit dat hy veilig op pad huis toe is. Hy het hard gewerk en beklei. As rede vir die onttrekking van die Suid-Afrikaanse magte uit Angola, het diegene wat daar was, die volgende aangevoer. Dit was nooit die doel gewees van die RSA-magte om enige grondgebied in Angola te beset en te verower en te hou nie. Die doel was basies gewees om Fapla, Suid-Angola te ontsê, sodat ons daardeur vir SWAPO kan die gebied ontsê, sodat ons vriende die gebied kan beheer, en derhalwe kan ons vrede hê in Kavango en Caprivi. Dit is basies die doel van die operasie gewees. Nou die operasie het bestaan uit 'n reeks van 3. Basies operasie modulair, operasie Hooper en operasie Packer. Die pas afgelope operasie is dan operasie Packer en ons het die vyand gestuit aanvanklik hulle baie verliese toegedien en daarna teruggedryf tot oor die Chambinga rivier. En van daar af in die Tumpu area ingeforceer. Dit is dan waar ook die burgermag nou betrokke was. En ons het ons doel bereik en daarom trek ons nou terug. Ons kon seker die vyand oor die Kuito rivier totaal verjaag het, maar dan sal dit ten koste gewees het van ernstige lewensverlies. En ek dink dis besef dat die doel van die operasie was behaal en daarom trek ons nou terug. Wel, op hierdie stadium het ons die situasie bereik dat ons die doelwit wat gestel is, naamlik om die vyand terug te dryf tot by Kuito Karnaval bereik het. Die vyand is tans daar gegroepeer. Hulle het so 'n pak slaag hierdie afgelope paar maande opgedoen dat hulle nie die vermoë het om verder aan te mars nie. En dis sit hulle nou daar, dis wat ons wil gehad het en daarom is ons taak afgehandel. Ons nie nodig om so 'n groot magspyl hier te handhaaf nie en om daardie rede is ons besig om te onttrek. Die suidwaartse tog van die terugbewegende mag is kort noord van die Okavango rivier steeds in Angola tot stilstand gebring. Hier is 8-2 brigade in 'n goed voorbereide demobilisasiegebied ontvang. Vir die volgende 3 dae sou die soldate hier moes vertoef. Daar is spesifieke redes waarom demobilisasie in die operasionele gebied moes plaasvind, eerder as in Suid-Afrika. Diegene wat by die demobilisasie betrokke was, is gevra waarom demobilisasie nie op eie grondgebied kon plaasvind nie. Ek dink die eerste noodsaaklikheid is dat die mense moet deemop in die gebied waarin hulle die operasie gehad het, sodat hulle kan in daardie selfde atmosfeer kan ontspan, konsolideer en hulle voorberei vir die terugbeweging. Die
find that it's very necessary to have the psychotherapy take place as close to the front and in conditions which approximate the conditions of the actual war situation that they've been involved in. The principle of proximity is very important. The principle of immediacy is very important. That they be afforded the opportunity of dealing with these symptoms as soon as possible. And that is the reason why we do it right here, close to the front, and as soon after the actual stressful experiences. That is the reason why we have the demobilization taking place here. Ek dink vir ons as gunners is my belangrik dat ek my eenheid nou weer hier bymekaar het. Uit die aard van ons taak was ons oor 'n groot gebied in subeenhede versprei gewees. Dit is baie lank as dat my manne almal bymekaar was. Goed om almal bymekaar te hê. En dan is het ook bietjie goed dat ons bietjie ontspan en weer rustig word. Ek dink die ontspanning begin toe ons oor die Kwiete-rivier is en daar het begin beter gaan. So 'n bietjie tyd hier vir sake soos wat gewoonlik agterweë bly, medaljeoorhandiging en bietjie weer mens word. Soos die uitbeweging het ook die demobilisasie van goeie beplanning getuig. 'n Vasgestelde program en tydrooster waar volgens demobilisasie sou plaasvind, is vooraf beplan en georganiseer. Elke eenheid is op 'n rotasiebasis geleentheid gebied om te eet, te was, nuwe uniforms en betaling te ontvang en waar nodig 'n geneesheer of kapelaan te besoek. Voorsiening is ook gemaak vir die speel van sport, kyk van televisieprogramme, sielkundige ontlading en koop van bykans alles wat in 'n kafee te koop sou wees. Saans is die tyd verwyl in die geselskap van 'n vermaaklikheidsgroep. Aan elke soldaat is 'n herdenkings-teehemp en pen oorhandig. Noodwendig moes daar ook gewerk word. Voertuie is skoongemaak, ammunisie teruggehandig en klere gewas. Elke soldaat is toegelaat om enkele aandenkingshuis toe te neem. Byvoorbeeld 'n vyandelike uniformstuk, 'n kanondop vooraf geïnspekteer om te verseker dat dit 100% veilig is, of 'n bajonet. Kommandant Chris Hatting, bevelvoerder van regiment Potchefstroom Universiteit, het besluit om die artilleriste se Pro Patria medaljes reeds in Angola te oorhandig. Gedurende die demobilisasie was daar geleentheid om oor die afgelope operasie terug te dink. Aangesien die mag wat besig was om te demobiliseer grootliks uit lede van 8-2 brigade bestaan het, is daar onvermydelik teruggekyk na die rol en prestasies van die burgermag tydens die afgelope operasie. Die manne het uitstekend van hulle taak gekwyt. Hulle was baie gemotiveerd geweest. Hulle het goed gekyk na die uitrusting. Ons het voertuie ingestuur in die verlede en na een tog na bo en terug was die voertuig omtrent stukkend geweest. Die geval met 8-2 brigade was dat die voertuig het gelyk asof daar nie 'n skraapie aan is nie. Ek dink die mense is gemotiveerd, hulle besef waar dit gaan, hulle betaal vir die uitrusting en is hulle uitrusting. Ek dink die eienaarskap beginsel tel vir hulle baie, want as 'n mens kyk terug in Bloemfontein by die mobilisasiesentrum, is elke eenheid se voertuig op 'n plek geparkeer, elke eenheid se uitrusting het sit in 'n spesifieke stoor en die burgermaglede kan op naweke ingaan en gaan kyk of die stoor reg is, hulle kan hom regpak en ek dink hulle is baie bewus daarvan. Hulle is ook meer, sou ek sê, volwasse mense. Hulle die oorlog miskien tot 'n mate op 'n ander manier ervaar as wat die DP's dit sou ervaar. En brigadier, wat dink jy van die mense se vegvermoë? Ek dink hulle het nie net 'n vegvermoë nie, ek dink hulle het 'n veglus en 'n veglus wat die lede van 8-2 brigade aanbetref. Ek noem natuurlik altyd dat hulle die manne van die brandende brandbos is, want hulle se skouerflits simboliseer die brandende brandbos van Moses wat onvernietigbaar is, en daarom verwys ek na hulle as die onvernietigbares. Ons is baie trots om die burgermag betrokke te kon kry by hierdie spesifieke operasie. Die lei van konvensionele operasies in die SA leer is primêr die funksie van die konvensionele burgermagformasies. 8-2 megbrigade is dan gemobiliseer vir die voortsetting van die spesifieke operasie waaraan hulle deelgeneem het. Dit het behels die bymekaar kom in Bloemfontein vir die uitreiking van hulle uitrusting en daarna het hulle in die operasionele gebied beweeg waar hulle dan deur 'n kort heropleidingsfase gegaan het. 8-2 brigade was nie net betrokke by hierdie operasie vir die afgelope maand of 2-3 nie, maar is al vir die afgelope 5 maande betrokke by hierdie operasie.
Ons het aanvanklik begin deelneem aan hierdie operasie deur slegs die hoofkwartier met heelwat burgermagoffisiere wat as stafoffisiere opgetree het en ook sekere bevelsposte bekleed. En was dit nou maar vir hierdie afgelope 2 maande wat 82 brigade as sulks betrokke is. En het ons dus 'n baie groot rol gespeel in die suksesse wat ons gehad het. So by so dat ons sedert Desember maand die vyand oor 'n afstand van 30 km teruggedryf het. Die bydrae van die artillerie was redelijk aansienlik geweest. Die artillerie is het so dat ons feitlik van dag tot dag kon sien wat ons bereik. Ons kan kry verslae van die OP's af, ons die OP's sien wat op die grond gebeur en ons rapporteer terug en die vyand rapporteer ook terug wat ons al gedoen het. So ek dink oor die lang tydperk kon ons sien wat ons gedoen het en dit het ook die manne goed gedoen. Daar was 'n werklike bydrae. Die ander kant van die saak is ook wat die gunners uit die operasie gekry. En ek dink die groot woord daar is ondervinding. Ons G2's, G5's, die MVL'e en ook die mortiere aangewend het. En al die aspekte daarvan, die aanwending daarvan, die onderhoud daarvan, omskakel gedoen na die G5's toe. Ek dink ons het baie ondervinding opgedoen. Verhale van heldedade, noue ontkomings en humoristische voorvalle was volop. Lede van 82 brigade vertel. En in die operasie moes ons spesifieke mynvelde gelê het. En in die mynveld het daar 'n ongeluk plaasgevind. En Sapeer Baardenhorst was betrokke by die seksie waar die ongeluk plaasgevind het. Ongelukkig is een van ons manne dood in die werk wat ons daar gedoen het, in die ongeluk. En hy moes toe, hy moes nie, maar hy het ingegaan in die mynveld in en sy kameraad gaan te hulp gesnel en toe gevind dat die man oorlede is. Hy het hom toe gaan versorg, hy het weer teruggekom, ingegaan vir 'n tweede maal, myne veilig gemaak, die man versorg en hom toe uit die mynveld uitgebring. En net die volgende dag, in die terugbeweging van die mynveld af na sy basis toe waar hy gelê het, het hy uit die ratel aan die brand geraak waarmee hulle gery het. En die man het afgespring en hy het gesien, daar's niks wat hulle kan doen nie. Toe spring hy terug aan die ratel in en hy begin die manne sy uitrusting uitgooi en hy begin die 60 mm mortiere uitgooi en die ammunisie en hy het binne in die ratel gebly totdat die eerste skote begin afgegaan het van die hitte en toe het hy uitgespring en weggehardloop. But I think I was on the Major's tank and I think the thing that will stay with me the most is we went in and I had a photo of my girlfriend and I put that onto my Traver's indicator. Now that is to show where the barrel is, where is the front of the tank. And the Major said that I won't know actually where the front is. And I said, no, don't worry about that. But as we were pulling out and the bombs were falling and that, I prayed to God and I said, God, can I just have one minute with my girlfriend to tell her how much I love her? And luckily God gave me a whole lifetime to do that. En Anton Treyens, ek hoor jy's ook 'n vryskitvlieënier in jou siviele lewe. Kan jy dalk vir ons vertel 'n interessante staaltjie of twee? Wel major, soos Wynand vroeër gesê, daar's 'n hele paar interessante en wel sinitergende dinge wat ek wel gesien het.
Maar daar is een wat my verskriklik sal bybly. Dit is nadat een van ons sersante ook 'n groot landmyn getrap het. Hulle tank was heeltemal uitgeskiet. Hulle kanon het ook nie meer gewerk nie en hulle was regtig in die moeilikheid geweest. Toe was daar een van ons tanks wat teruggedraai het om die mense te gaan haal. En die tanks is groot, hulle is swaar en hy beweeg op een trek en op die einde kon ons nou nie die tank gehak kry met een tank nie. Toe gebruik ons nou maar 4 ander voertuie om te sleep. En op daai stadium kan jy jou seker voorstel dat dit is redelik deur mekaar gewees en ons het begin sleep en gesleep en baie stadig teen Slakkepas. Die volgende oomblik kom maar 'n berig op die radio deur, hoor die kerels draai om, julle is op pad Vaplat toe. En toe het ons maar omgedraai en teruggegaan. Trou aan sy aard het die Suid-Afrikaanse soldaat nie sy skipper vergeet nie. Op Vrydag 6 Mei is 'n danksegingsdiens aan die opperwese opgedra. As the shepherd, he protected his sheep with that equipment. He was competent with it. He was used to it. He'd practiced it. He was comfortable with it. Not with what was else. He'd learned skills and he was able to use them and cope with them. And he went off and he fought Goliath. I want to say, men, over these months you've probably learnt new skills in terms of your faith. Many of you in those questionnaires you filled in said you'd prayed as never before. You learnt what it was, what faith is about. I'm suggesting to you those are the skills you've now learnt. Now I'm saying you've practiced them. Now use them to face life ahead. David used those skills that were for him good and resourceful and competent. I'm saying to you, you've discovered them. Now use them, because they can help you in your battle with life ahead. God's not going to shield you, but he's not going to abandon you. As together, as David said, the Lord will give you into our hand, so you be able to go and face life and face it in his victory and in his strength. The battle is the Lord's, and he will give you into our hands, was his comment. You found this faith, men. Live it out. Share it with others. May it be part of your life forever, and the Lord be with you. And it's good that we've been together in this way. Amen. Luitenant-generaal Gleeson het die Suid-Afrikaanse weermag se dank aan die soldate oorgedra. Maar van hoof van die weermag se kant wil ek net 2 dinge oordra. En die eerste is, daar mag geen twyfel wees dat ons van weermag kant af ten volle geslaag het in die strategiese doelstellings of doelwitte wat ons vir ons gestel het met operasie Modulair, operasie Hooper en operasie Packer. En dit tot groot koste van die vyand. Ons het daarin geslaag om te verhoed dat Vapla, Mavinga en dele suid van Mavinga kon inneem. Ons het daarin geslaag om te keer dat hulle daarna 'n opbou soos elders in Suid-Angola ook hier sou kon bewerkstellig. En ons het daarin geslaag om te verhoed dat as hulle 'n opbou sou bewerkstellig, dat SWAPO daarna 'n vaskopplek reg oor die Kavango sou kon kry en verdere fronte in Suidwes-Afrika sou kon open. So ons is hoogs tevrede met die bereiking van die doelwitte wat ons oorspronklik vir onsself gestel het. And secondly, I'd like to make the point that once again, we are extremely proud of the performance and actions by the South African soldiers and airmen, obviously. But it being in the majority a land battle, we are extremely proud of the soldiers who participated in these operations. And I'm talking about soldiers of all musterings, soldiers of all units, and soldiers of all colors and creeds. En dis nie die eerste keer, ons het gister of eergister die herdenking, die 10de jaar herdenking van operasie Reindeer gevier. En as 'n mens terugkyk na die operasie, dit was die eerste groot oorgrensoperasie na die Savanna operasie tyd. En waar ons ook daar met groot trots kan kyk in die suksesse wat ons behaal het. En ek het die voorreg gehad om by die funksie te wees en ons het ander operasies wat daarop gevolg het, soos die Daisies en die Askaries en die dit en die dat aangehaal en hierdie ook. Maar wat vir my treffend is van hierdie operasie en die optrede van die Suid-Afrikaanse soldaat,
dat dit oor die algemeen onder baie moeiliker omstandighede was as vorige operasies. Mainly because one of the major strategic decisions was also to allow only the minimum support to be used in this type of operation for UNITA. And therefore, in most cases, our soldiers had to operate not only under very difficult terrain and other circumstances, but also with the odds against them. And as per normal, they did it as only South African soldiers could do it. So ek wil afsluit deur om namens die hoof van die weermag, generaal Gelnys, namens die minister van verdediging, generaal Malan, namens die topstruktuur van die weermag, vir u en u bid bydra in die bereiking van ons doelwitte en doelstellings, baie, baie dankie te sê. Dankie vir die opofferings, dankie vir die tyd, dankie vir die lang afwesigheid vanaf die huise, dankie vir die wyse waarop u die take uitgevoer het. Op Saterdag 7 Mei het die eerste tanks oor die Okavango rivier beweeg. Die laaste deel van die terugbeweging het begin. Oor die periode 9 tot 13 Mei is die terugkerende soldate met hulle geliefdes herenig. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aan U wat die ewige en die almagtige God is, U wat die skepper van hemel en aarde is, U wat die lotgevalle van volkere en enkelinge bepaal, maar U wat ook in die grote almag is nie net sorg vir die ganse heelal nie, maar tot vir die kleinste wurmpie in die veld. Aan U wil ons vanmôre lof en dank en eer bring, omdat U groot en goed is, en omdat U vir ons goed is. Here, hoe sal ons U ooit genoeg kan dank, dat U wat die almagtige God is, vir ons ook gesorg het, dwars deur hierdie tyd wat ons in die oorgrensoperasie was. Hoe sal ons U ooit genoeg kan dank, Here, dat U ons gebede verhoor het. Baie keer, met ons bely, Here, het ons nie eens voor die tyd gebid. En toch het ons geweet toe ons nie nood was, waar ons krag en waar ons hulp lê. Ons wil vir U baie dankie sê, Here, dat U vir ons veilig gelei het, toe die miks oor ons heen gevlieg het, toe daar bomme gebars het, toe daar gevare ons op die pad bedreig het. Ons wil vir U baie dankie sê, Here, dat U ons bewaar het van siekte, van dood. Ons wil vir U baie dankie sê, dat U vir ons gesondheid en krag gegee het. Dat U vir ons gebring het op U. Die oomblik voordat ons kan huis toe gaan. Ons dankie, Here, dat U ook met ons dierbares was. Ons dankie dat hulle ook angstig wag op ons terugkoms. Ons dankie vir hulle gebede. En ons dankie vir hulle liefde wat ook vir ons kon dra deur hierdie tyd. En ons wil vra, Here, dat U vir ons ryklik sal seën, ook op ons pad huis toe. Die ons nog verder sal bewaar. Dat U ons sal verenig met hulle wat vir ons lief en dierbaar is. Dat daar vreugde en blydskap sal wees, omdat U ons God is. Maar Here, die meeste van alles wil ons vir U dankie sê, dat U ook ons verlosser is. Dat U bereid was om te sterwe aan die kruis vir ons sondes, sodat ons kan lewe. En as ons dan so maklik kan vergeet, soos hierdie ander 9, Here, help vir ons om nie te vergeet nie. Maar dat ons ook in dankbaarheid vir U sal dankie sê, wanneer ons thuis kom. En dat ons sal dankie sê deur ons lewe, deur ons woorde, deur ons optrede. Ons sê vir U baie dankie, Here, vir elkeen wat meegewerk het om ook die swaar kry ligter te maak. Ons wil vir U dankie sê, Here, dat ons nou kan terugkyk en sê, al was dit ook hoe moeilik, en al was dit ook hoe swaar, en al het dit ook gelyk asof hierdie 3 maande en 2 maande nooit sal verbygaan nie, dan is ons nou gekom aan die einde van hierdie pad. En as ons nou vandag en môre hier vandaan gaan, Here, dankie dat U wat die Almagtige is, U wat ons Vader is, dat ons aan U al die lof en die dank en die eer en die heerlikheid kan toebring, nou en môre tot in alle ewigheid. In die naam van Jesus. Amen.